Welkom by Faith Coach se Bybelstudie oor Openbaring 3 vanaf vers 7 tot 13, die skrywe aan die gemeente van Philadelphia. Ons nooi u uit om ons YouTube kanaal in te skryf of by te subscribe en ook om ons te volg op ons Facebook bladsy. Philadelphia is een van twee gemeentes wat so leef dat Christus niks negatiefs van hulle sê nie, maar hy skrywe slegs om hulle te bemoedig. Wanneer ons gaan kyk na die gemeente in Philadelphia, dan kom ons agter sê hulle naam wie hulle is, broederliefde. Daar word ook vertel van die gemeente wat min krag het. Die min krag van die gemeente kan vertolk word as 'n klein gemeente, of dat hulle min invloed in die gemeenskap het. Ons lees ook verder dat hierdie gemeente vervolg word. Die vervolging kom vanuit die Jode. Ons is so gewoond daaraan dat as ons dink aan die vervolging wat daar in die boek Openbaring was, dit was onder die Romeine gewees. Nou kom ons agter dat in baie gevalle en ook wanneer ons die briewe van Paulus lees, is die vervolging as gevolg van die Joodse leiers. Hulle het ook plek die Romeine aangehits tot die vervolging. Hierdie gemeente is 'n voorbeeld waar die vervolging onder die Jode baie sterk was. Een aspek van hul gemeente wees staan uit, dat niks wat met hulle gebeur het, kon hul kenmerkende naam van hulle wegneem nie. Hulle het geleef uit 'n werklike broederliefde. Kom dan luister ons na wat sê die Here vir die gemeente. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God. Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het die deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, maar dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Hierdie verhaal het Oud-testamentiese wortels. Jesaja 22 vertel vir ons van die verhaal van Sebna. Hy was die hoofamptenaar van die koning. Hy was sleuteldraer in die koninkryk. Dit beteken, hy was nie net die belangrikste amptenaar nie, maar hy het toegang tot die skatkamer van die koning gehad, en hy kon die goedheid van die koning uitdeel aan ander. Hy het ook toegang tot die koning gehad, en deur hom het jy toegang tot die koning verkry. Nou vertel Jesaja vir ons van Sebna se verwaandheid, dat hy gedink het, hy is so belangrik, dat hy self 'n koning was en vir hom 'n graf tussen die konings uitgesoek het. Maar dit is nie sy grootste sonde nie. Sy grootste sonde was, dat hy die koning van die profete weerhou het. En daarom kon die koning nie regeer soos die profete hom lei nie. En daar word 'n oordeel oor Sebna uitgespreek. En nou sê die Here, maar ek sal self vir Eljakim aanstel in Sebna se plek. Eljakim is vir ons belangrik as sleuteldraer, want hy word vir ons 'n tipe van Christus, 'n tipe van die Messias.
Daar is sekere parallelle tussen hom en Jesus, wat die skrywe aan Philadelphia ons herinner. Die heel belangrikste daarvan is, Eliakim was 100% getrou aan die koning, soos Jesus 100% getrou is aan sy Vader. Jesus is die sleuteldraer in die koninkryk van God, die een wat self deur God aangestel is, en wat werk met die gesag van God. In Jesus kan ons sien, hy is getrou aan God en voer uit wat God vir hom gegee het om te doen. Jesus is self die oop deur van die koninkryk. Deur Jesus het jy toegang tot God. En deur Jesus verkry jy alles wat God jou wil gee. Deur Jesus is daar niks wat God van jou weerhou nie. Niks waarby jy uitgesluit is nie. Waarlik, Jesus is die sleuteldraer wat jou toegang gee tot die teenwoordigheid van jou Vader wat in die hemel is. En hy hou vir jou niks terug nie. 'n Ander Ou Testamentiese wortel kom ook uit Jesaja uit. Jesaja 6, en dit is sommer hier met die intrapslag wat Jesus bekend maak wie hy is. Die teestanders in hierdie gemeente was die Jode. En wanneer Jesus homself dan bekend maak en openbaar hy hom met die naam van Jesaja 6 wat vir God gebruik word. Die heilige, die ware God. Want Jesus laat dit nie aan twyfel oor of aan die mening van 'n mens om te besluit wie hy is nie. Hy is God. Hy is die werklikheid. Hy is die heilige. Die gemeente het in hierdie tyd voor die toedeur van die sinagoge gestaan. Ons lees uit die geskiedenis dat die Jode besluit het om die Christene uit die sinagoge uit te ban, sodat hulle nie daar kan aanbid nie. Dit het vir die Christene 'n probleem gesit, want waar aanbid hulle God? En dit is die toedeur wat hier in Philadelphia by die gelowiges gestaan het. Nou herinner Johannes hulle en sê, weet jy wat? Julle dink dalk die deur van die sinagoge is toe, maar Jesus sê, daar is 'n oop deur deur middel van die liefde. Want deur liefde aan mekaar te bewys, deur liefde aan ander te bewys, bring julle die evangelie na mense toe en sit die waarheid van die aanbidding. Nie net binne 'n kerkgebou, binne 'n sinagogegebou waarby julle nou uitgeban is nie, maar kan die werklikheid van aanbidding in die lewe gesmaak word, waar daar 'n deur is, wat deur die liefde oopgemaak word, wat niemand kan sluit nie. Daar is ook 'n ander vertolking van die oop deur, en dit gaan daaroor dat die oop deur is gebed. Onthou wat het in die sinagoge gebeur, aanbidding en gebed. Dink wat het die Here Jesus Christus gesê met die reiniging van die tempel, om te sê, die huis van my Vader sal huis van gebed wees. Dat vir hierdie gelowiges, wat in hierdie moeilike omstandighede was daar 'n oop deur wat niemand kon sluit nie, en dit was dat hulle op hulle knieë kon gaan, en met hulle Vader wat in die hemel is kon praat, want gebed is die essensie van die aanbidding van die Vader en die Gees en die Here Jesus Christus self. En hierdie oop deur kan niemand toesluit nie. Weet jy wat die ironie? Die ironie is dat die Jode en die Christene uit die sinagoge uitgeban en het vir hulle die deur gesluit. Maar daardeur is die Jode self by die koninkryk van God uitgesluit. Die Joodse lewensheiligheid kan nie vervang wat die liefde van Christus doen nie. Christus vertel van 'n tyd wat kom, wat die teestanders van die gemeente voor die gelowiges sal buig. Hierdeur beklemtoon hy dat dit die liefde is wat die oorwinning gee. En die sterkte van die liefde kom juis na vore wanneer dit jou vyande is wat tot inkeer kom. Die aspek van volharding in Philadelphia kom na vore wanneer volharding beteken dat jy aan sal hou lief hê. Dit is wanneer gelowiges ophou lief het, dat hulle nie meer hul roeping kan uitleef nie. Die vraag is nie, hoe groot is jou lewensuitdaging nie,
Die vraag is nie, hoe groot is die onreg wat jy aangedoen het nie. Die vraag is, hoe lief het jy? En die oproep tot oorwinning, en die oproep tot volharding, is 'n oproep om aan te hou lief hê. Elke persoon het 'n drievoudige naam wat op hom geskrywe is. Die betekenis van 'n naam wat op 'n persoon geskrywe is, of van 'n naam wat gegee is, het die betekenis van behoort aan. En hierdie naam is so uitsonderlik wat aan die gelowiges gegee word, dat dit op 3 maniere uitval om jou behoort aan te bevestig. En nou wil jy herinner word aan wat is die naam wat jy het, wie is die een aan wie jy behoort. Maar staan dit eerste, jy behoort aan God. Jy behoort aan die koning. Jy is 'n koningskind. Jy behoort aan die nuwe Jerusalem. Dit is die geloofsgemeenskap. Jy behoort in die kerk en al die gawes en al die beloftes wat God vir die kerk maak, dit is vir jou waar. Maar weet jy wat? Jy behoort ook aan Christus en hy is jou verlosser. En weet jy wat beteken behoort aan? Behoort aan beteken daar is beloftes wat God deur sy Gees in die kerk, deur die verlossing Jesus Christus aan jou gemaak het, en hy sal jou nie los nie. Dit is 'n deur wat hy vir jou oopgemaak het, wat niemand mag toemaak nie. Dit is 'n gawe wat hy vir jou gegee het, wat niemand van jou mag vat nie. Want jy behoort aan hom. En weet jy wat het hy ook vir jou gegee? Hy het vir jou gegee die oorwinning. Die oorwinning oor jou persoonlike omstandighede. Die oorwinning wanneer jy volhard in die liefde van Christus.